Goed. Vanoggend gaan ons weer praat oor Heaven Meets Earth. En die gedeelte wat by my opgekom het, kom uit Joël 2 uit. En dit is die profetiese boek, wel die hoofstuk wat vir my die beste opsom toe die Here vir my vat, want ons eindig mos altyd net hier aan die einde van die gees van die Here gaan oor alle vlees uitgegiet word. Maar toe die Here my van die begin af deurvat, toe sê die Here die volgende vir my: net soos Israel is julle nou kinders van my. En soos wat die profetiese woord kollektief oor 'n nasie uitgegaan het die woord persoonlik geraak vir 'n individu. Ons staan met godsdiens, ons staan met kerk, ek het dit al baie keer gesê, ons is skaam om vir mense te sê, dit gaan moeilik. In die apostoliese kerk, die Pinksterkerke, charismatiese kerke, praat ons van expressional worship. Dit beteken dat dit wat ons doen is so groot. Ons lig ons hande na bo, sing halleluja, ons praat in tale, ons bid, ons lê hande op, ons profeteer. Dis alles fisiese goed. Om 'n stil kind van die Here te wees, wat die ander kant is, wat sê, dis 'n expressional worshipper, en dan praat ons van 'n binnekant toe aanbidder. Dis makliker, want niemand verwag iets van jou nie. Maar dink gou oor dit. Nou het jy laasweek vir iemand geprofeteer, en hulle kry jou in spar, maar dis nie jou dag nie. Het julle vir my met nie jou dag nie. Jy het nou net hier in die parkeerarea iemand gestamp, en hulle kom in by spar, en hulle verwag Jesus. Is ek reg? Jy moet perfek wees. Die oomblik wat jy sê, ek is 'n kind van God, is daar hierdie verwagting, dat dit met jou moet goed gaan. Nou gaan ons nog verder. Die Here het jou dalk in 'n leierskapposisie gesit. En behoed en bewaar jou, as jy as leier nie on top of your game is nie. Want dan kyk hulle. En hulle vra nie, waar is God nie? Hulle vra, waar is jy met God? En ek dink te bietjie aan die Israeliete, gaan nou vulnerable wees. Die Israeliete moet 40 jaar in die woestyn wees. Hulle kom in die beloofde land, hulle leef 'n ruk daar, daar is hulle weer uit in ballingskap. En ek het dit al vir julle gesê, maar daai mooi skriffie wat julle teen alles opplak, wat sê Jeremia 29 vers 11, want hy beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms van voorspoed, en nie teëspoed nie. Daai woord word uitgespreek voordat hulle 70 jaar lank as slawe moet werk in 'n land. Nou sê julle gou vir my, ons kan nie eers 'n week uithou sonder die Here nie. Hoe moes die Israeliete gevoel het, om vir 70 jaar aan 'n woord vas te hou, terwyl alles wat die teenoorgestelde is gebeur? En ek sit by die Here se voete, want ons praat oor Heaven Meets Earth. En ek sê, Here, hoe werk dit vandag? Ons is die post-New Testament congregation. Ek het nie eers hierdie mooi Engels daar gebruik nou nie, hoor. So hou vas, hier kom 'n ding. Hoe werk dit nou? Hoe sê ons nou vir mekaar, dit gaan nie goed nie? Hoe sê ons nou vir mekaar, Heaven is not meeting earth, waar ek is nie? Dit kom net nie by mekaar nie. Maar wat het ons aangeleer? Ons het aangeleer om voor te gee. Ons het die regte antwoorde geleer. So ek gaan nou vandag julle challenge, as iemand vir jou sê, die Here is goed, dan vat jy hulle hand en sê, kan ek saam met jou bid asseblief? Want is dit nie die antwoord wat gewoonlik uitroep vir hulp nie? Is dit nie die punt van gebrokenheid waar jy in iemand se oë kyk en sê, hoe gaan dit regtig met jou? En hulle vinnige antwoord, die Here is goed. Probeer dit vir my, dat jy moet sien wat werklik aangaan. Ons is 'n familie, ons moet mos mekaar help. So Joël 2 was 'n baie goeie beskrywing van wat ek dink die Paulus kerk nou, die post-Handelinge Acts Church, wat ons nou deurgaan.
lyk presies dieselfde as wat dit gelyk het vir die Israeliete. En ek wil dit graag begin lees. In Joël 2 vers 2 tot 3 sê hy, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, soos die môre skemering, uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige wolk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê, tot in die jare van die verste geslagte nie. Voor hom uit verteer 'n vuur, en agter hom brand 'n vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit 'n woeste wildernis. Ook kan niks daaraan ontkom nie. Die woord begin en hy sê vir die Israeliete, hier kom 'n tawwe tyd. Prepare yourself. En ek wonder toe oor, voor jou lyk dit soos 'n tuin van Eden en agter jou soos die wildernis. Toe dink ek aan die belofte wat hier voor is. En dan hier agter het die belofte nie afgespeel nie. Kom ek vra gou so. Wie het 'n woord van die Here gekry wat nog nie in vervulling getree het nie? Ons hoor? Is daar nog mense wat eerlik kan wees? Wie het 'n woord van die Here gekry, maar dit het nog nie gebeur nie? Nou, kan jy net nik saggies, laat die ou langs jou nie sien nie. Wie het moeg geword om aan daai woord vas te hou? Dat sê, hier is om 'n baie eerlike antwoorde. Jy raak moeg. Want dis die tuin van Eden voor jou. En sodra jy na dit toe beweeg, sien jy agter jou net 'n wildernis. Dit was die belofte wat gegee was, 'n profetiese woord aan die volk van Israel. En ek het daar gesit en ek het gesê, Here, is dit anders vandag? Of leef ons in die genade dispensasie dat ons dink alles gaan goed gaan? Want daar was 'n probleem in kerk. Dit het begin met genade. Die oomblik, ek amper sê ek die prediker se naam, dankie Here, U het my gehelp. Sien julle hoe hardloop die soldaatjies en staan hulle hier? Daar's predikers wat begin het met grace preaching. Wat gesê het, almal is gered en so gaan jy die hemel ingaan. Toe na hulle kom prosperity preaching. Wat sê, as jy 'n kind van die Here is, gaan hierdie parkeerarea net 'n klomp baie duur karre wees. Ek het amper gister gedink met al die Ferraris daar by daai sentrumpie, die Here probeer vir my iets sê. Ek het net vir een gebid, daar's toe 6. Een moes sekerlik myne gewees het. Ek skryf dit maar toe dat daai ou nie gehoor het by die Here nie. Hy moes ons nou die sleutel kom gee, het reg nie. So die oomblik wat ons staan en sê, ek is 'n kind van God, alles moet goed gaan. Wanneer dit moeilik gaan, dan val jou kar se wiele af. Wanneer dit moeilik gaan met jou kinders, dan val jou kar se wiele af. Wanneer dit moeilik gaan finansiëel, val jou kar se wiele af. Wanneer dit moeilik gaan met gesondheid, dan val jou kar se wiele af. Dit lyk nog dieselfde, soos wat dit vir hierdie volk gelyk het. Volgende skrifgedeelte kom, en hy sê in vers 12 tot 14, maar selfs nou nog spreek die Here, en hy sê, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en 'n rouklag, en skeer julle harte en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig, hy's barmhartig, hy's lankmoedig, hy's groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil, wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer, 'n dankoffer aan die Here julle God. Nou wat beteken hierdie bekering? Want ons sê bekering is, draai weg van sonde af. Bekering praat van 'n 180 turn. Hier's my leefstyl, hier's waarmee ek besig is, ek draai weg van dit af. En die Here vra my in die week, waarheen draai jy? Draai jy van slegte gewoontes na goeie gewoontes? Want dis wat ons doen. Ons probeer 'n slegte gewoonte vervang met 'n goeie gewoonte. OK, ek gaan nou die Here begin dien.
So wat moet ek doen? Bybel lees en bid. As jy wegdraai sê hierdie woord, dan moet jou hart geskeur word. Die woord verwys daarna en sê dat die besnydenis nou nie meer krag het nie, maar die besnydenis van die hart, dit red jou, want jy draai na God toe, in Christus Jesus. Want julle sien, sonde is nie net die lysie van, hulle het altyd gesê, drank, seks en rock and roll. Sê al nie. Sonde beteken, as jy nie in geloof leef nie. Is ek reg? Is dit wat die skrif sê? So draai weg van dit af en draai terug na Christus toe. En hoor gou wat sê die skrif. Wanneer hy praat van jou klere moet geskeur word. Ek gaan dit in Engels lees. In biblical times, tearing clothes symbolized deep sorrow, grief and mourning. Iets sê vir my, die skrif sê in Joël 2, wanneer jy terugdraai na God toe, moet asseblief nie julle klere skeur nie. Moenie in 'n mourning in beweeg nie. 'n murmurering nie. Moenie daartoe beweeg nie. Beweeg na Christus toe. Want jy sien, as jy jou hart skeur, dan kom jy by God uit. As jy jou klere skeur, val jy in 'n hoop van sak en as, was die Bybelse terme. Jy het jou klere geskeur, op 'n hoop gaan sit, jy het 'n sak aangetrek en jy het as op jou kop gegooi. Dit was 'n aanduiding daarvan dat jy nie meer aangaan nie. Dat jy gaan sit op 'n hoop. Nou, hoeveel van ons gaan sit op 'n hoop in plaas daarvan dat ons die oorwinning vat in Christus? En hy sê, wanneer jou hart geskeur word, beweeg jy in hierdie rigting om na Jesus toe te kyk. Nie weg van wat daar was nie, maar na iets toe wat vir jou daar is. Wanneer ons dit lees in 1 Tessalonisense 5 vers 2 sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Die dag van die Here wat kom, om ons te kom haal en te kom oordeel, is nie die dag waar hy 'n lysie aflees vir jou nie. Ek moet eintlik eendag bietjie oor die verskil tussen die Wittroon-oordeel en die Olyfberg-oordeel praat. Want ons dink, en ek maak self daai grappie, ek sê, as ons daar by Petrus gaan staan, dan gaan hy die lysie aflees van die goed wat ons verkeerd doen. Hierdie dag van die Here sê, as jou hart nie geskeur is nie, dan het jy nie 'n baat by daardie dag nie. Jy sal die ewige lewe nie sien nie. Jy sal saam met hom nie wees nie. En jy het nie beheer oor dit nie, want dit kom sonder dat jy dit besef. Die mooi deel in Joël 2 is, dat daar 'n draaipunt kom. Hy sê in verse 18 tot 21, toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. Ek wil graag gou vir julle die Engels lees. Hy sê, then the Lord was jealous for his land and he took pity on his people. Hoor julle dat God is so lief vir jou, dat hy jaloers raak op jou. Hy is so jaloers, dat hy nie wil hê dat jy verlore moet gaan nie. Hy is so jaloers, dat hy bang is, dat hierdie seer kry en swaar kry, jou gaan laat weggaan van hom af, dat hy bereid is om in te gryp. Hoor gou hoe lyk jy ingryp. Hy sê, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word. En ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkaan swerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag, en dit wegdrywe na 'n dor en woeste land. Sy voorhoede na die oostelike see en sy agterhoede na die westelike see. En sy stank sal opstyg en 'n slegte reuk sal uit hom opgaan. Want hy het al te groot dinge gedoen. En dan eindig hy, sê, wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here gaan groot dinge doen. Hoor julle die draaipunt? Maar okay Alex, waar gebeur daai draaipunt? Wanneer gebeur daai draaipunt? Hoe lank moet ek vashou tot daai draaipunt kom? Die Bybel praat van seisoene. En ek is nou verskriklik jammer as jy al ooit in 'n herfs of 'n lente seisoen was, dit bestaan nie in die Bybel nie. Daar's nie 'n tussengaan nie. Daar's nie 'n oorgang tydperk nie. Daar's net 2 seisoene in die Bybel. Die een seisoen is waar jy saai,
En die ander seisoen is wanneer jy maai. Nou as jy terugdink in jou lewe, was daar tye waar dit so goed gegaan het. Alles het goed gegaan. Geld, gesondheid, familie, verhoudinge, werk, alles het goed gegaan. En ewe skielik voel dit of haar draaipunt plaasvind. En dit voel vir jou asof jy niks sien nie. Niks gebeur soos jy gedink het nie. Dit voel nie asof die Here ver is nie, dit voel amper asof jy nie lus is om na die Here toe te gaan nie, want ek verstaan nie. Ek verstaan nie, hoe het dit nou net goed gegaan? Het hy alles van my af weggevat? Toets u my. Wat is die ding wat aan die gang is, dat dit voel of het my breek? Iemand vra my gister, mense wat uit die Kaap uitgery het. Hulle vra vir my so, Alex, hoe gaan dit met die gemeente? Ek sê, ons is in 'n seisoen van maai. Dit gaan briljant. En die ou kyk so vir my en hy sê, en hoe gaan dit met jou? Ek sê, ek is in 'n seisoen van saai. En ek gaan bietjie deur die helse tyd. Het julle my? Keer my nie om te bedien nie. Keer my nie om te sê nie. Die punt is net, daar's goed wat nie nou goed gaan nie. Daar's goed waarop ek moet probeer uitfigure wat gaan aan. Hoe werk dit nou? Ag, is daar nog sulke mense asseblief? Ons net hier voor. Julle moet agterbly saam met my. Ons gaan vir julle bid ons. Die res is uitgesort daar. Julle moet vir ons kom bid, okay? Dis nie 'n goeie en 'n slegte seisoen nie, julle. Dis verskillende seisoene. Want raai wat, as jy nie saai nie, gaan jy nie maai nie. En weet julle wat doen ons? Ons probeer maai waar ons saai, dan tel jy saad op wat nog niks ontkiem het nie. Hy het geval. Jy probeer oes, waar jy nog nie eers die grond voorberei het nie. Die Here sê die seisoen van saai, is 'n saai, is 'n geloofstap. Want daar's niks, en niks gebeur vir baie lank. Ek weet nie of julle feitelik partytjies al gekyk het nie. Daar's niks bo nie. Maar as jy dit opdolwer, dan sien jy daai oes het onder die grond gegroei. So vandag weet ek nie in watter seisoen jy is nie. Maar wat ek vir jou kan sê is dat hy wat Jahweh, God oor die Israeliete was, is vandag nog God oor ons. Hy was, hy is en hy sal vir ewig dieselfde bly. Hy gaan nie nou verander om te sê dat waar jy gevoel het, jou lewe uitmekaar uitval, kom ek en ek bring vir jou redding. Maar die seisoen moet draai. Die seisoen moet draai. As jy op 'n hoop van sak en as sit, tydens jou saai seisoen, het jy niks om te maai nie. Dan verleng die saai seisoen. Is julle met my? Dan raak dit 40 jaar in die wildernis, wat God nie beplan het nie. Want jy hou aan maai. Daar's niks. Jy sit op 'n sak van as en hoop van sak en as. Jy murmureer en jou saai seisoen verleng. Want dis eenvoudig, jy kan nie maai wat jy nie gesaai het nie. Die woord sê, daar kom 'n draaipunt, wees nie bevrees nie. Wees bly, want die Here gaan groot dinge doen. Dan wil ek sê, hoe hou ek vas aan die Here? Daar's ander skriffies as julle soek en julle vra. Joël 2 vers 27 tot 29 praat van volhoubaarheid. Wat doen ek in die seisoen waarin ek moet saai? Hoe hou ek vas aan die Here? Ons eerste antwoord is, lees jou Bybel en bid elke dag. Ons moet meer as dit doen. Ons moet in die Gees begin leef. Want hier kom 'n profesie wat sê, ek gee vir julle iets om aan vas te hou in die seisoen wat julle sukkel. Hy sê, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here, julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer,
Julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Hoe lyk dit as hierdie gees uitgegiet word? En wanneer het dit gebeur? Dit het in Handelinge 2 gebeur. Maar kan julle onthou dat dit nie net op Pinksterdag gebeur het nie? Maar dat hulle wat in die bokamer was die agente om te dra. En ek sien hierdie fakkel van die Olimpiese spele. Die vlam word gedra, want dan sê dit Paulus het in die huis gekom. Hy het sy hande op hulle gelê, hulle het die gees ontvang en hulle het in tale gespreek. Hy het gegaan na 'n huis toe en hulle het hulle self bekeer en hulle het hulle self laat doop. So my droom met heaven meets earth is. En ek voel dis 'n opdrag van God dat hier moet weer daai geleentheid wees. Waar die gees van God op alle vlees uitgegiet word. Hoekom? Om ons te mobiliseer in die moeilike tyd. Om vas te hou. Nou wanneer hy in Joël 2 praat, in die skrif en hy sê dat hulle sal in tale praat, sê ek vir die Engelse gemeente dat iemand het my amper verwar, en ek kom al 23 jaar in Pinkster aan. En die ou sê vir my, mag gaan kyk bietjie na die oorspronklike teks. En ek sê toe maar, jy is welkom, ek doen dit graag. Want daar's twee verskillendes, die een is 1 Korintiërs 12, wat sê daar sal 'n taal wees en dit sal uitgelê word. En ek weet nie of jy al by dit was nie, want ons het so bietjie in die Pinksterkerk verwarring gebring. Ek het in Suid-Amerika gesit, en iemand het 'n Afrikaanse woord gebring, iemand wat Spaans praat. En dit was vir my. Ek was die Afrikaanse ou daar. En ek kon dit uitlê. In Engels. Vreemde taal, allerhande tale. Paulus sê die verwarring het in Handelinge ook plaasgevind. Toe sê hy, wanneer jy in tale praat, is eintlik beter om te profeteer, want die tale is vir jou persoonlik, om jou te stig. Paulus sê, ek praat meer in tale as julle almal. Maar dit is vir jouself. Dit is om God te verheerlik. Toe gaan ek na die oorspronklike teks toe maak dit my so opgewonde. Ek is jammer as jy nie Pinkster is, jy gaan vir jou lees. Wanneer hy van die tale praat in Joël 2, is die Hebreëse woord dewarm. Daai woord beteken words and utterances. Hoor gou wat sê. It refers to prophetic speech or divine utterances. Hoor julle? Dit gaan beide wees. Dit gaan beide wees. Ek het altyd die vraag, ek is jammer, is nie waaroor die preek gaan nie, maar gaan hom gooi. In die bovertrek het hulle gesê, dit het geklink of hulle dronk was. Maar toe hulle uitkom, toe het hulle in 'n ander fisiese taal gepreek, dat mense tot bekering gekom en hulle het gesê, hoe is dit moontlik, hulle is ongeletterd. Maar bo in daai kamer was dit de mekaar gewees. So ons is maar bietjie de mekaar hier by die kerk. Ag, prys die Here of nie? Wil julle nog de mekaar wees vir die Here? Wanneer hierdie ding kom, is dit 'n wapen in jou hand. Om te sê ek het gees. Hy sê wanneer jy in die gees bid, dan tree die gees vir jou in, oor die goed wat jy self nie eers weet verkeerd is nie. Hoeveel kere gaan ons in season of sowing in, dan het jy nie woorde om te bid nie, is daar sulke mense. In my season of sowing bid ek net in tale, want ek het nie, ek verstaan nie, ek weet nie wanneer gaan wat gebeur nie. Here, vat net hierdie soos dit kom. Hier's my hart, skeer my hart, nie my klere nie. Ons het dit nodig om vas te staan. Jesaja 55 vers 6 tot 7 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddeloses sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer en dan sal hy hom barmhartigheid bewys. En tot onsse God, want hy vergeef
menigvuldiglik. Vandag wil ek net by jou los. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, jy's nie ver van God af nie. Al het jy na sonde toe gedraai, want dis die mooi deel. Om te draai, dan sy daar. Sien julle dit? Sonde bekeer, hy's daar. Jy hoef nie te loop na hom toe nie. Ons is verkeerd gekondisioneer. Gaan haal die Here waar jy hom gelos het. Hoekom is hy nie oral nie? Dit vat een uitroep na God toe. En hy stort sy gees oor jou. En profesie, drome, gesigte en tale sal jou behoud wees om vas te hou aan die Here. Totdat jy verander van season of sowing to season of reaping. En ek wil afsluit gou. Daar's 'n baie duidelik verskil in jou lewe. En jy moet weet wat die verskil is. Jy kan nie oes op 'n plek waar jy moet saai nie. Klink so eenvoudig, maar kom ons praat oor jou lewe. Jy, meneer, is dalk besig om te oes by jou werk, by jou huisgesin, moet jy by saai. Moenie kom pluk by 'n huis waar jy nog nie 'n saad gegooi het nie. Is julle met my? Dink bietjie, waar oes ek en waar is ek besig om te saai? Want as jy die twee verwar, verleng die tydperk. Maak seker jy weet, waar saai jy en waar oes jy? Dat jy weet wat om waar te doen. Nie een is sleg nie, albei is goed. Albei is goed. Wees geduldig en doen wat die Here vir jou sê, wanneer hy dit vir jou sê. Amen. So ek wil saam met julle bid. Ek wil saam met julle bid. Ek gaan nou weer vrymoedigheid vra en ek is jammer oor dit, maar die vyand kan ons baie keer as jy uitstap by die kerk sê, maar jy is nie ingesluit by die gebed nie. So ek wil hê, as jy sê, Alex, ek staan in 'n seisoen van oes of saai, maar ek sukkel om vas te hou. Ek sukkel om te bid, ek sukkel om deur te breek. Ek het dit eintlik so 'n bietjie agterweeg gelaat, of ek bedien ander mense, maar ek bedien nie myself nie. Wil ek hê jy moet gou opstaan in jou sitplek. Ek staan ook, ek staan hier voor. Ek gaan nie jou vorentoe roep nie, ek wil net saam met jou bid. Maar jy moet 'n tree vat en sê, Here, sluit my in by hierdie gebed. Season of sowing or reaping. All that we need is the Holy Spirit. That heaven will meet earth. En die tekens daarvan sal profesie wees, gesigte en drome. Die Here gaan vir jou waarsku, hy gaan vir jou sê, presies wat jy moet doen. Maar dan moet jy na die Gees leef. Here, ek kom bid vir elkeen wat staan vandag. Ons het elkeen ons eie stryd. Ons het elkeen ons wakker lê oomblikke. Ons het elkeen ons vrae en ons pleidooie. Want ons verstaan nie. Ons verstaan nie. Die konsep dat ons nou ten dele sal sien in 'n spieël, kry ons baie keer onder, Here. Ons wil baie keer die groot prentjie sien om te verstaan. En om vas te staan, het ons die Gees nodig. En ek bid in Jesus naam, dat U Gees sal uitgiet op alle vlees. Dat mense U krag sal beleef. Dat mense weer profesie aan mekaar sal deel, vir bevestiging. Dat mense weer gesigte sal sien om vas te hou. En dat mense weer in die Gees sal bid, om bekragtig te word. Want die woord sê, wanneer my Gees oor jou kom, sal jy die krag ontvang om 'n getuie te wees. Jy gaan vertel oor wat die Here doen. En Here, my gebed is dat U in hierdie tyd, soos die profetiese woord, U hart aan ons sal openbaar. Van 'n verwoesting af,
na om 'n keer en dan om vas te staan, is om in die gees naby aan U te wees. Ons keer ons harte oop vandag, en ons sê, Here, kom U en werk, kom dra ons, kom bekragtig ons, want ons het U so nodig. En mag die hemel aarde ontmoet in elke plek waar hierdie mense bymekaar kom. Elke keer as hulle stil raak, dat hulle U, die hemel, sal sien op aarde manifesteer. U het aan die disippels geleer, bid dit, laat dit wees op aarde, soos dit in die hemel is. Mag die gawes, mag U liefde, mag U genade en vrede ons deel word, soos dit in die hemel is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie.